Handelinge 22 vers 21 tot 23 sê, toe sê die Here vir my, dis nou Paulus, gaan, ek wil vir jou wegstuur na die nie-Joodse nasies toe. Die skare het na hom geluister tot op hierdie punt, en toe het hulle uit een mond begin skreeu, weg van die aarde af met so 'n vent. So iemand behoort verseker nie te bly lewe nie. Hulle het aanhou skreeu, hulle boklere uitgepluk en stof in die lug gegooi. Paulus staan voor die Jode wat hom wil doodmaak en hy lewer sy getuienis van hoe Jesus hom ontmoet het, hoe hy vir Paulus die goeie nuus geopenbaar het en hom geroep het om hierdie goeie nuus te verkondig. Die Jode luister die hele tyd aandagtig na Paulus totdat hy op die punt kom waar hy sê God hom die opdrag gee om na die nie-Joodse nasies toe te gaan, aan hulle die goeie nuus te verkondig, dat hulle ook ingesluit word in God se volk en in God se plan. Toe hy dit sê, toe begin die skare weier om verder na hom te luister. Hulle begin skree, hulle begin stof in die lug gooi, want hulle kon nie aanvaar dat God ook die God van ander nasies, ander volke, ander tale, ander rasse is nie. Hulle wou God vir hulle self toeëien. Ons wil ook baie maal God vir onsself toeëien. Ons wil God vir onsself hou. Ons wil weer maak asof ons God se volk is en meer werd is as ander volke. Of ons kerk is die enigste regte kerk en God is ons sinne. Daar is 'n geneigtheid in elke volk en elke kultuur om dit te doen. Elke groepering wil dit doen. Maar God is die God van die hele aarde en hy is besig om vir homself 'n mensdom bymekaar te maak, 'n volk bymekaar te maak wat uit elke volk en uit elke taal uitkom. Hy is besig om al die klasse en die skeidings wat ons wil oprig om ons van ander te skei en om God vir ons toe te eien en weg te hou van ander af, dit breek hy af en het hy inteendeel al klaar afgebreek in Jesus Christus. In Christus, om in Christus te wees, is nou die enigste ras, volk of taal wat saak maak. So laat toe dat Jesus jou horisonne rek om ook te sien dat sy goeie nuus ook verander is. Daar by jou werk, tussen jou vriende, waar jy ook al jouself bevind elke dag, sien dat Jesus daai grense kom afbreek het en dat sy goeie nuus nie net vir jou is nie, nie net vir my is nie, maar ook vir 'n ander persoon wat dalk nie soos jy is nie. Kom ons bid saam. Jesus, help my om U te sien as God van die hele mensdom en om dit wat ek van U ken met ander te deel en self ook by ander te leer. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou tot volgende keer.